Goeiedag vriende, dis so lekker om weer saam te kuier hier in ons groepe, terwyl ons lekker saam gesels. Ons is besig met 'n reeks in ons Sondag boodskappe wat gaan oor een lewe. En ons kuier die laaste paar weke in die reeks uit Psalms uit. Psalm 1 en 2 is soos die inleiding van die hele Psalmboek. En dit beskryf my en jou lewe, hierdie lewe wat ons van God ontvang het. Psalm 1 baie intiem, ons is soos 'n boom geplant by waterstrome. Psalm 2 baie internasionaal, God het 'n koning gesalf. En in hierdie reis het ons so 'n bietjie gesels oor dankbaarheid en vertroue. Amper soos die wortelstelsel van die boom. Ons is geplant in Christus, maar hoe groei ons? Ons neem deel aan daai proses. Ons bedink hierdie woord van Christus. Mediteer dag en nag in dankbaarheid. Dankie vir wat die Here vir ons in Christus gedoen het. Ook in vertroue, wanneer dit nie lyk of ek 'n boom is nie, wanneer dit nie lyk of Jesus koning is, Psalm 3. Ons sit ons vertroue in die Here. 'n Lewe van dankbaarheid en vertroue. En ek dink dit is so 'n mooi beskrywing van die lewe wat God vir ons in Christus skenk. Ja, goeiedag julle van my kant af ook. Ons het juist bietjie gesels ook hoe lyk die vrug van die regverdige uit Psalm 37 uit. En hy sê spesifiek in vers 21 sê hy, 'n goddelose leen en betaal nie terug nie, maar 'n regverdige is goedhartig en mededeelsaam. Vers 26 gaan hy verder, hy sê, hy is altyd goedhartig en hy leen graag uit. Sy nageslag is 'n seën vir ander. Dis mooi. Baie mooi. Dis mooi. Die vrug wat ons dra as bome wat geplant is in Christus en hierdie gedagte van om 'n seën te wees, om vrygewig te lewe. En ek wonder of amper sê ek die luisteraars. Ek wonder of julle kan onthou toe ons die reeks begin het, is amper daai presies dieselfde woorde in Hebreërs 13. Moenie versuim om goed te doen nie en mededeelsaam te wees nie, want God het behaag in sodanige offers. Goed doen, mededeelsaam, die lewe van 'n regverdige. En ons gaan vandag so 'n bietjie rondom dit kuier. As die boom se wortels in Christus geplant is en ons groei in dankbaarheid en vertroue, dan is daar 'n direkte verband tussen 'n lewe van dankbaarheid en vertroue en die vrug, die vrug wat ons nou dra. So miskien kan ons so die video pause net as 'n inleiding en bietjie saamgesels daaroor. Wat kom by jou op as jy hoor dat 'n regverdige se lewe beskryf word as iemand wat vrygewig leef? Kom ons kyk so 'n bietjie saam. Ek glo julle kon nou lekker saam gesels en ons sien regtig ook in die hart van God wat die vrug is van die regverdige. Die feit dat hy so vrygewig is in die liefde van sy seun, so vrygewig is en ook die lewe wat ons ontvang het in Christus. En ons wil vandag verder gesels en ook uit die boodskap van Sondag ook gesels. Baie gekuier in Filippense 4, spesifiek 'n brief van Paulus wat hy geskryf het terwyl hy in die tronk was, ook 'n brief wat hy geskryf het aan 'n gemeente wat regtig 'n groot som geld ingesamel het om hom te ondersteun, om hom te versorg in die tronk, maar ook om die evangelie om te verseker dat die evangelie verder deur hom kan versprei. So mense kan amper hulle half beskryf as vennote van die evangelie en dis juis hoe Paulus hulle beskryf. Want hulle het hierdie groot som geld ingesamel juis om hom te versorg sodat hy verder in hierdie bediening van die evangelie mense dan nou kan bedien. En ons sien spesifiek in Filippense 4 vers 10 tot 12 sê, ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Eintlik het julle wel aan my gedink, maar julle het nie die geleentheid daarvoor gehad nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om te min te hê en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in hierdie dinge ingewy. En dis so asof Paulus ons vat na die twee pole toe, na die twee ekstremes toe van te veel hê en ook aan te gebrek te ly eintlik in daai sin. En hy sê hy het in al hierdie dinge geleer om tevrede te wees. So asof hy sê, ouens, ek weet wat die twee ekstremes van omstandighede kan wees en ook hoe ons baie keer kan voel.
maar tog beleef hy tevredenheid. Ja. En dit is dan kan 'n mens dan nou die konklusie maak dat hy sy tevredenheid glad nie baseer op dit wat rondom hom aangaan nie, of dit wat hy het of dan nou nie het nie, Ja. maar hy baseer sy tevredenheid alleenlik in dit wat hy ontvang het van Jesus Christus. Van God in Christus. Mooi hart wat Paulus sê. Sjoe, geweldig, né? En dit vat 'n geweldige innerlike krag om so 'n lewensingesteldheid te handhaaf. Ja. Ons het 'n mooi woord in Afrikaans, ons het Sondag daaroor gesels, vergenoegdheid. Dit vat 'n geweldige Ja. innerlike krag om, maak nie saak wat die omstandighede is nie, vergenoeg te wees. En Paulus sê in die vers net daarna, ongelukkig haal baie mense die versie aan, maar min in hierdie In hierdie konteks konteks, ja. van vergenoegdheid in alle omstandighede. Paulus sê, waar kry hy die krag? Tot dit alles is ek in staat deur hom, Christus, wat my krag gee. Ja. En om te onthou, ons is in dieselfde Ja. lewensbron geplant. Ja. Ons is soos Paulus. Daar's nie 'n ander bron nie. Nee. Dis Christus. Ja. So dieselfde krag van Christus kan ons ook in staat stel. Ja. En ek dink dis deel van wat 'n lewe van dankbaarheid en vertroue doen. Dis soos hy wortelstelsel. Ja. Dit skiet diep wortel in die krag van Christus. Met dankbaarheid. Dis wie hy vir my is. Dis wie hy vir die wêreld is. Ja. Dis wie hy is. Punt. Ja. Ek kan hom vertrou, selfs wanneer omstandighede dit lyk of ek te min het. Ek gaan genoeg wees. Ek gaan genoeg hê want Christus is my bron. En hy sê nogal in hierdie selfde gedeelte. En net voor hierdie gedeelte wat hy skryf oor sy omstandighede, sê hy vir die mense dat alles wat hulle in hom sien, hy wil hê hulle moet dit by hom leer. Van vers 9. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, Ja. hou aan om dit te doen. En die God van vrede sal met julle wees. Sure. Ja. En dit voel nie regtig hierdie, ek weet nie of dit vir jou ook so voel nie, maar dit voel nie algemeen wat ons gesprekke gaan oor vergenoegdheid. En selfs as 'n mens dit nou vat na sosiale media toe ook, vergenoegdheid is nie die ding wat noodwendig beklemtoon word nie. Inteendeel, dis juis die gejaag na meer en meer en meer. En selfs in van ons vriendekringe ook is die gesprekke baie gebaseer op dit wat ek volgende wil hê, wat ek volgende wil koop, wat ek volgende wil najag. Dit is nie noodwendig gebaseer op ons wat mekaar eintlik aanhits om vergenoeg te wees in Christus dan nou nie. Ja. Nou dis asof die meer is beter. Dis asof dit ons kultuur is. En nou moet ons ook net vir mekaar sê, dit beteken nie dat om ambisie te hê is verkeerd. Dit beteken nie dat om dinge te geniet is verkeerd nie. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê beveel die rykes in die huidige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet. Ja. So om rykdom te geniet is nie verkeerd nie. Ja. Vergenoegdheid sê nie dis verkeerd nie. Ja. Vergenoegdheid sê maar my lewe is nie afhanklik van dit nie. Ja, dit is so ek dink is so belangrik wat jy nou ook sê Gerard. Ek dink is baie belangrik dat ons nie ons vergenoegdheid koppel juis aan die rykdom wat ons dan het of aan ons besittings of enigiets van daai aard nie, maar dis juis wat Paulus hierso sê. Ons vergenoegdheid is altyd gekoppel aan dit wat ons reeds ontvang het in Christus. En daarom gee nie om wat ons het sy dit nou baie is, het sy dit dan nou min is nie, het sy ek 'n ambisie het om te groei in my besigheid of wat ook al dit mag wees nie, maar ek is vergenoegd in dit wat Christus vir my gegee het. En ons sien dit spesifiek ook in 1 Timoteus 6 vers 6 sê, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Dit is wat hy hierso promoveer, dit is die vergenoegdheid. Ja. Glad nie die besittings dan nou in staan. Ja. En ons wil juist bietjie verder gesels, hoekom dink jy is vergenoegdheid so belangrik in ons lewens? Ek dink dit is 'n baie belangrike tema waaroor ons vandag bietjie wil gesels, maar kom ons gesels bietjie, hoekom dink jy is vergenoegdheid so belangrik in ons lewens? Ek vertrou julle het lekker gekuier nou rondom hoekom vergenoegdheid belangrik is. En ons het aan die begin van hierdie reeks Hebreërs 13 aangehaal. Ons het dit nou vandag al reeds na dit gekyk, waar die Hebreërskrywer sê dat ons moenie vergeet om goed te doen en mededeelsaam te wees, want God het behaag in sulke offers.
Dit bring vir God 'n vreugde en ek dink daar's baie redes vir dit, maar ek dink een van die redes is want dan beteken dit God se plan is besig om te werk. Hy het in oorvloedige vrygewigheid homself vir ons in Christus kom gee. Dan word hy die grond waarin ons geplant is. En as ons begin vrygewig lewe, weerspieël ons sy vrygewigheid. Dan beteken dit sy plan is besig om te werk. En ek dink dis een van die redes hoekom offers van vrygewigheid so 'n belangrike ding is in ons lewens. Ja, en dis eintlik letterlik hoe Psalm 37 die regverdige dan nou beskryf en hy sê spesifiek, hy sê regverdige is goedhartig en mededeelsaam. Ja. En ek dink is so belangrik. Ek dink dit is eintlik waantoe ons gaan in die gesprek, is dat vrygewigheid nie noodwendig moontlik gaan wees tot die kapasiteit waarvoor ons vertrou as vergenoegdheid nie teenwoordig is nie. Feite. Want dit is wanneer ek vergenoegd is in dit wat Christus vir my gegee het, wat my besittings nie noodwendig my bestuur van my goedere of enigiets beheer nie. Ja. Maar dat ek is vergenoegd in Christus en daarom is vrygewigheid vir my verskriklik eintlik eenvoudig. Ja. En ek kan dan my lewe soontoe bestuur, Ja. né? Ek dink dis deel van hoekom Paulus dit so aanmoedig en Jesus self. Jesus sê julle maak skatte in die hemel bymekaar. Paulus skryf oor daai finansiële bydrae wat die mense gegee het. Hy sê dis nie dat ek van julle 'n bydrae verlang nie. Ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. So hy sien dit as 'n belegging. Jesus praat van skatte bymekaar maak. Dit sê vir my alles daarvan, iets van selfde gedagte by 'n offer. Dit om vrygewig te wees is iets wat jy beplan. Is iets wat jy bestuur. Dink 'n bietjie aan die gemeente. Hulle het 10-10-1 oor 'n tydperk hierdie finansiële offergawe bymekaar gemaak. Dit beplan, hoe gaan hulle dit nou na Paulus toe vat? Daarvoor gebid. Jy weet, vir veiligheid, dat Epafroditus daar uitkom. Een van die redes hoekom Paulus die brief skryf, is omdat hulle lanklaas van hom gehoor het. Epafroditus, het hy ooit daar aangekom? Toe het hoor hulle hy het siek geword. So 'n klomp goed. Dit is nie net emosioneel. Dit is regtig intentioneel. En ek dink dis wat ons hoor by Jesus en Paulus. Intentionele lewe wat fokus om my lewe te groei in vrygewigheid. Bou 'n skat, dis 'n belegging. Ons groei in die lewe van die koninkryk deur dit te doen. Ja, net dit voel vir my soos wat jy nou praat ook, Gerard, dit voel vir my dit klink amper soos 'n besigheidsgesprek wat hier aan die gang is. Ja. En dit voel vir my byvoorbeeld as 'n mens dink aan 'n besigheid en ons vennote kom bymekaar, hulle beplan, okay, wat gaan ons doen? Wat gaan ons insit om seker te maak die besigheid beweeg dan nou vorentoe? Ja. En dis wanneer die besigheid dan nou begin groei en hy dan nou suksesvol is. Ja. Maar dis vir my vreemd dat ons eintlik in baie van ons gesprekke en baie van ons sirkels hierdie tipe van goed eintlik geskei het. Ja. Want ons moet intentioneel wees met die koninkryk. En dis wat Paulus ons hierso juist leer, dis 'n belegging. Ja. Dis iets wat ons saam as gemeente doen. Ons kom saam en ons dink ons droom eintlik saam. Ja. Ons droom, hoe lyk die koninkryk van die hemel op aarde gevestig? Ja. Hoe lyk dit binne besighede? Hoe lyk dit binne skole? Ja. Binne ons families? Ons droom saam en ons dink, okay, hoe kan ons saam sit want ons is vennote van hierdie koninkryk? Hoe kan ons belê tot hierdie droom, hierdie visie om hierdie koninkryk dan eintlik verder aan te het en verder te groei? Dis hy. En dit maak vir my soveel sin dat dit dan nie net 'n individuele ding is. Ja, presies. Dat ons mekaar eintlik in dit ondersteun. Ek onthou reg aan die begin van die reeks, toe ons begin praat oor die psalms, het een van ons leiers die opmerking gemaak, dis hoekom die red trees so hoog kan groei, want hulle wortelstelsel word geïntegreer. As jy nou dink aan die boom en die wortels, dankbaarheid en vertroue, maar as dit selfs al is waar ons mekaar ondersteun, nou lei dit tot 'n lewe van vergenoegdheid. Ons skep 'n ander kultuur as die kultuur in die wêreld. Ons is vergenoegd, maar dis moeilik om dit alleen te wees. Ek bedoel om dit alleen te leef. Ons moet mekaar ondersteun. Wanneer ons mekaar in dit ondersteun, nou kan ons vrygewigheid beplan. En as 'n gemeente kan ons 'n baie groter impak maak as individue.
En dan sê Paulus in 2 Korintiërs 9, as hy nou juist praat by die Korintiërs gemeente, het hulle ook so 'n finansiële offergawe, hy noem dit 'n dankoffer bymekaar gemaak. Dan sê hy juist, die offergawe, hierdie bediening lei tot 'n oorvloed van baie uitinge van dankseggings aan God. So dit is amper vol sirkel. Die boom groei, dankbaarheid en vertroue. Ons groei ook saam. Dit help ons om vergenoeg te lewe. Ons lewe is nie afhanklik van omstandighede. Ons is genoeg en ons het genoeg in Christus. Nou kan ons bestuur. Hoe lyk vrygewigheid? Dis so mooi wat jy gesê het. 'n Vennootskap vir die koninkryk. Wanneer ons dit bestuur en ons dra hierdie vrug vol sirkel, is alweer meer danksegging en vertroue. Presies. Ja. Nie net van ons nie, maar van die mense wat geseën word deur hierdie vrug. Ja. Danksegging en vertroue groei. Ja, ons is juist besig in hierdie afgelope tyd met ons generosity. Ja. Want ons is juist as gemeente, dis 'n saam ding hierdie. Dis ons is almal saam vennote van hierdie koninkryk, van hierdie missie, van hierdie doel en ons droom saam daaroor en ons wil juist geleentheid skep spesifiek hierdie Sondag en die Sondag daarna, maar spesifiek 'n groot klem sit op hierdie Sondag wat ons die Here regtig gaan vertrou vir 2026. En ons wil jou vra om jou dankoffer, jou gelofoffer dan nou saam te bring kerk toe, want dis juist 'n oomblik wat ons gaan skep waar ons net oor dit gaan bid en die Here vertrou dat alles wat ons doen, het sê dit ons tyd is, ons finansies is, ons energie is, mag alles wat ons doen 'n goeie belegging wees vir die groei en die vestiging van die koninkryk verder in die omgewing van Mosselbaai, van Hartenbos, van George, van PE spesifiek, maar van die hele Suid-Afrika. Mag dit 'n goeie belegging wees, dit wat ons doen. En ons het ook juist 'n oomblik geskep waar ons 'n blaadjies uitgegee het van wat jy vir dankbaar is die afgelope jaar en ook wat jy vir vertrou vir 2026 en ons wil jou asseblief vra, bring dit ook saam. En dis iets wat jy in hierdie week dalk met die Here 'n bietjie tyd kan spandeer, bid daaroor, bid oor jou dankoffer, bid oor waarvoor jy die Here vertrou vir 2026 en mag ons as gemeente saam bid oor dit. Want ons is vennote van hierdie koninkryk. Ek wil ook sommer net met Dewald saamstem, net jou aanmoedig om deel te neem en mag dit vir jou tot groot seën wees. En mag ons tot groot seën wees vir ons omgewing. En miskien kan ons vandag se gesprek eindig om so 'n bietjie te gesels oor vergenoegdheid wat oorgaan in vrygewigheid, maar dat vrygewigheid nie emosioneel is nie, dis intentioneel. Miskien kan julle so 'n bietjie gesels oor hoe lyk emosionele vrygewigheid en wat is die gevaar? Ons sien baie keer in ons land die negatiewe impak wat charity op omgewings het. Miskien kan julle so 'n bietjie oor dit gesels. Teenoor dit, kom ons gesels so 'n bietjie ook oor hoe kan ons mekaar aanmoedig in 'n lewe van intentionele vrygewigheid? En hoe kan dit wees as 'n gemeente saam so in 'n vennootskap is om ons omgewing te seën? Hoe moedig ons mekaar aan in 'n lewe van intentionele vrygewigheid? En voordat jy verder saam kuier, miskien kan ons ook net saam bid. Ons is so dankbaar vir ons pad saam, ook in hierdie reeks in ons groepe, en ons vertrou regtig dat die Here hierdie gesprekke gaan gebruik om ons te seën, maar ook om deur ons 'n seën vir ander mense te wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, heel eerste as ons dink aan u vrygewigheid, dat u uself in Christus kom gee het vir ons, vir die hele mensdom, vir die hele skepping. Soos Paulus sê, u onbeskryflike gawe. Dan bring ons net onsself, ons bring ons bewondering, dankbaarheid, vertroue. Ons kom sit dit in u. U is betroubaar. U is vir ons. En dit is die lewe wat u ons skenk in Christus. Dankie. Dankie dat ons ook in hierdie gesprekke mekaar kan bemoedig. Ons sien dit, Here, dit is hoe u saam met u disippels gelewe het, hierdie intieme gesprekke. Dankie vir dit. Dankie, Here, dat u ons kom plant het in 'n nuwe bron, Christus, dat ons
elkeen, ek is genoeg en ek het genoeg, want ek is in Christus. Dankie Here dat ons mekaar dan kan aanmoedig in 'n lewe van vergenoegd. Dankie dat ons U krag kan vertrou in ons, om ons te help om so te lewe. Ek is genoeg, ek het genoeg, want ek is in Christus. En Here, terwyl ons dan ook gesels oor intentionele vergewigheid. Ons bid dat U ons gesprek ook nou verder sal lei en seën. En dat U ons gemeente sal lei in dit. Dat dit iets sal wees waaraan ons gekenmerk word. Ons vrygewigheid. Dat ons omgewing seën. En Here, dit net sodat daar meer danksegging na U toe kan gaan. En nog meer vertroue in U. Ons bid dit in die naam van Jesus. En ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Julle moet lekker kuier. Dit was 'n regte voorreg om saam met julle te kon gesels. Blessings vir julle.